Hemelvaart, sommer maar net nog 'n dag op die wêreld se kalender. En tog gedenk ons vandag die hemelvaart van ons Here Jesus. Waarom is dit belangrik vir ons? Goeiedag, ek is Dominee Thys Burger van die AP Kerk Viljoenskroon. Kom ons lees Handelinge 1 vers 1 tot 5. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Hemelvaart beteken baie vir gelowiges. Die Here Jesus het opgestaan uit die dood, en volgens verse 1 tot 3, gedurende 40 dae herhaaldelik aan sy disippels verskyn. Hulle was dus ooggetuies van sy opstanding, en nou word hulle ook ooggetuies van sy opname in die hemel. Gedurende hierdie 40 dae het hy met hulle oor die koninkryk van God gepraat. Volgens Lukas 24, vers 46 tot 49, is hierdie dinge van die koninkryk van God waaroor hy met hulle praat, die verduideliking dat Christus moes ly en sterf en op die 3de dag opstaan uit die dood. In Matteus 18, vers 18 tot 20 sien ons dat hy aan hulle vertel dat alle mag in die hemel en op die aarde aan hom gegee is. Hy het die mag van die dood oorwin, met krag opgestaan en is in heerlikheid opgeneem. Hy laat sy volgelinge ook nie alleen en kragteloos agter nie, maar stuur hulle om in die stad te gaan wag op die krag uit die hoogte, waarmee die Vader hulle gaan toerus. In sy naam het hulle dan getuig van die dinge wat hulle gesien en beleef het. In Johannes 20 vers 21 tot 23 voeg hy by dat hy hulle nou uitstuur, soos die Vader hom gestuur het. Hierdie getuig, hierdie uitstuur, is om 3 dinge te gaan doen. Vertel mense van Jesus Christus en sy verlossing uit die sonde, doop hulle as teken van daardie verlossing in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles wat hy geleer het te onderhou. Daarbij gee hy aan hulle sy vrede om mee te lewe. Handelinge 1 vers 4 en 5 word dan ook uitgespel dat die tyd na die hemelvaart vir hulle eerstens 'n tyd van wag op die Here was. Hulle moes aktief wag op die doop met die Heilige Gees. Ons lees in vers 14 dat daardie wagtyd gebruik is om eendragtig in gebed te volhard. Wat beteken hemelvaart 2025 vir ons vandag? Wat maak Hemelvaartdag spesiaal? Die Here Jesus het regtig opgestaan uit die dood en regtig opgevaar na die hemel. Hy leef. Hy regeer vanuit die hemel, vanaf die regterhand van die Vader met mag. Hy regeer. Hy maak deur sy Gees ons kragtige getuies. Wees elkeen oral 'n getuie van sy redding. Hy gee aan ons krag. Leef hy daardie vrede wat hy ons gegee het. Hy gee vrede. Spandeer op hierdie dag en in die komende dae meer tyd in die Bybel en gebed. Hy gee wysheid. Mag u 'n geseënde Hemelvaartdag beleef. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat u Seun vir ons laat betaal het, dat hy met krag en heerlikheid regeer in die hemel. Maak elkeen van ons oral 'n getroue getuie van u redding. Leer ons dan om met u vrede te leef en dit te handhaaf deur tyd met u in gebed deur te bring. Ons bid dit om Jesus wil. Amen.